Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Ek wil een vers vandag lees uit die baie bekende gelykenis van die verlore seun, wat ons mos nou kry in Lukas 15. Lukas 15 vers 12, daar staan: die jongste seun het vir sy pa gesê: "Pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom." Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nou ek het oor hierdie optrede van die jongste seun nogal baie gewonder. Wat wou hy gehad het? Waarna was hy op soek? Wat was die hinkering in sy hart? Wat was hierdie soeke waarna hy gesoek het? Ek nogal gewonder, wat sou deur sy gedagtes gegaan het voordat hy nou sy pa genader het vir sy erfporsie? Dalk sou dit iets gewees het soos: as ek maar net meer geld gehad het. As ek maar net kon wegkom van die huis af. As ek maar net onder my pa se voete kon uitkom. As ek maar net my lewe kon vul met partytjies en joligheid. As ek maar net baie vriende gehad het. Sou dit dalk iets gewees het wat deur die jongste seun gegaan het? As ek maar net. Klink dit dalk bekend? Is dit nie dalk 'n ding wat baie keer deur ons lewe gaan en deur ons gedagtes gaan nie? Dat daar altyd iets is waarna jy hinker. Altyd iets is wat jy soek. Altyd 'n as ek maar net. Die interessantheid van die jongste seun hier is dat hierdie as ek maar net altyd 'n treetjie te ver was. Daar was altyd 'n volgende tree wat gegee moes word. Toe hy die erfporsie kry, toe is dit nie genoeg nie. Toe moet hy weggaan. Maar nie net na die buurman toe nie, na 'n ver land toe. En asof dit nie genoeg is nie, moet hy partytjies hou. En asof dit nie genoeg is nie, soek hy baie vriende. Dit was elke keer 'n trappie te ver. Daai as ek maar net, hou net nooit op nie. As ek maar net dit gekry het, dan sal die volgende, as ek maar net. Maar wat baie interessant is van hierdie gedeelte, eers toe die as ek maar net die jongste seun in die varkhok laat beland, dis toe dat hy besef wat hy eintlik gehad het. Want dit is mos nou so, ons besef eers baie keer wat ons het, wanneer ons dit verloor het. Dis eers baie keer wanneer ons wat 'n verhouding op die rotse loop, wat ons terugdink en sê, "Sjoe, dit was eintlik so kosbaar." Is baie keer eers wanneer 'n geliefde nie meer daar is nie, wat ons sê, "Sjoe, ek wens ek het my geliefde net beter hanteer, met meer gekoester." So kan ons maar opnoem. Die dag as jy aftree en sê, "Eeuw, weet jy, ek verlang eintlik terug na die dae wat ek gewerk het." Daar's altyd hierdie terugverlang, maar die grootste, dat ons baie keer nie besef hoe kosbaar ons verhouding met die Here is, totdat ons in die varkhok van die lewe kom nie. Baie keer eers wanneer ons die laagste van laagpunte in ons lewe bereik, dan besef ons eers hoe kosbaar is dit om naby die Here te wees, in sy teenwoordigheid te wees. So ek wil vandag sommer net vir ons almal die vraag vra: koester ons nog ons verhouding met die Here? Is dit nog vir ons spesiaal om naby die Here te wees? Doen ons nog moeite met ons verhouding met die Here? Of gebeur dit met jou ook, soos dit baie keer met my gebeur, eers wanneer die verhouding, wanneer ek so 'n bietjie weggedryf het van die Here af, dat ek besef hoe kosbaar daai verhouding is. Mag ek en jy, som op hierdie oomblik, weer vir die Here sê, Here, alwaar ek wil wees, en alwaar ek wil leef, is in U teenwoordigheid. 'n Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein, wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.